Jesus, Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Ja, Here, dankie dat ons vandag saam met kerke reg oor die wêreld kan kom, juig en prys dat U leef. Here, dankie vir die nuwe verbond wat U begin het en wat hierdie boodskap aan uitgaan na alle nasies en volke en mense om te sê, hierdie is vir jou ook. Jy kan ook jou knie buig en bekeer en glo en 'n kind word van hierdie koninkryk. Here, dankie dat U Jesus is wat vandag hier is. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek het verlede Sondag gesê dat Paasnaweek is nie regtig vir toegewyde volgelinge van Jesus nie. Nie omdat ek een van daai mense is wat dink Paasnaweek is boos nie. Dis altyd, ek het 'n goeie vriend wat 'n dominee is by NG Kerk in Jacobsdal en hy sê toe oor so 2 weke terug vir my, nou gaan dit weer begin. Al die e-mails en boodskappe wat jy kry oor nee, Easter is nou 'n slegte woord en dit was nou nie op die Vrydag gewees nie en is amper asof die mense die punt mis. Dis amper asof hulle hierdie punt mis. Dit gaan nie oor al daai dinge nie, maar dit gaan oor dat my Jesus bereid was om op die kruis te sterf en die prys te betaal wat ek nie kon betaal nie en dood te gaan en die dood oorwin en weer op te kan staan. Dis die goeie nuus waarna ons vandag kyk. En dis hoekom ek sê Paasnaweek is nie eintlik vir volgelinge van Jesus nie, want ons vier dit elke week, elke dag. Ons het nie 'n spesiale naweek nodig in die jaar om te sê, o ja, ek onthou nou Jesus het dood gegaan nie. Ons leef dit elke dag, maar dit is lekker om 'n naweek soos die te hê. Dit is lekker om saam met die kerk oor die hele wêreld te kan opstaan en vir die mense te kan sê, ons het 'n God wat leef. Ons volg die ware God. Ons volg die enigste God. Nou daar's 'n video wat ons elke jaar kyk op Opstandingssondag en ek raak nooit is empty, die graf is leeg, Jesus leef. Wat ons begin het in 2023 al is dat ons vir elke Opstandingssondag kyk ons na die 7 kruiswoorde van Jesus. So dis die 7 woorde wat ons in die Bybel vind wat Jesus gesê het toe hy op die kruis was. Nou ons is op die 4de kruiswoord vandag en die woorde waarna ons vandag kyk is my God, waarom het U my verlaat? Jy kan jou Bybels oopmaak daar by Matteus 27. Ons gaan saam lees van vers 45 tot vers 50 daarso. Elsa gaan vir ons kom lees, die papier is hier, so kan een van julle net help met die mikrofoon daarso dan. Vanaf die 6de tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die wat daar staan dit hoor, het hulle gesê, hy roep na Elia. Dadelik het een van hulle nader gehardloop, 'n spons geneem, dit in suurwyn geweek, op 'n riet gesit en vir hom gegee om te drink. Maar die ander het gesê, wag, laat ons sien of Elia hom kom red. Toe het Jesus weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Ons gaan binnekort weer na vers 35 kyk wat na die duisternis verwys. En ons kyk dan na vers 46 waar dit sê, teen ongeveer die 9de uur, dis so 3 uur die middag, of dit is 3 uur die middag, teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. En die sin wat hy hierso gesê het, is nie Hebreëus nie, hy het nie Hebreëus gepraat nie, maar hy het Aramees, dis 'n sin in Aramees,
Nou dis natuurlik 'n baie groot probleem vir die Hebrew roots mense, want hulle glo Hebreëus is die enigste taal wat Jesus ooit sou wou gepraat het. Maar Bybelgelowiges soos ons verstaan dat Jesus ten minste 3 tale kon gepraat het. Hulle het al die Jode van daai tyd het Grieks gepraat as hulle met besigheid gedoen het. Hulle het Hebreëus gepraat as hulle in die tempel was of in die sinagoges was, en Aramees was hulle algemene taal waarmee hulle met mekaar gepraat het. Aramees het hulle opgetel van die ballingskap in Babylon en teruggebring. En hierso in Aramees roep Jesus, met ander woorde, hierdie was sy hartstaal, die taal waarmee hy in sy familie met mekaar sou gepraat het. In sy hartstaal roep hy dan uit in Aramees, en die sin beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die verlaat hier beteken, waarom het U my agtergelaat? Waarom is U nie hier nie? Dit is 'n baie kragtige en 'n baie komplekse uitroep van Jesus gewees. Nou een rede hoekom hy het gesê het, is baie maklik om te verstaan. Die een rede hoekom hy hierdie gesê het, is dat dit is die eerste reël van Psalm 22. So as jy na Psalm 22 gaan kyk, dan is hierdie die eerste reël van daai Psalm. En wat met ander woorde gebeur, is dat Jesus vir hulle sê, wat ook al julle in Psalm 22 lees, is op die oomblik besig om te gebeur. Hy eien daai Psalm vir homself toe, die waarhede daarvan vir homself en waardeur hy gaan. Nou ek wens ons het tyd gehad om deur die hele Psalm 22 te gaan. Ons het dit nou die aand met die jong mense se Bybelstudie gedoen, het ons omtrent so 1 uur of 2 gevat. En maar dit is 'n fenominale profetiese Psalm. En as jy moet dink, dis 'n Psalm wat 1000 jaar voor Christus geskryf is omtrent. 1000 jaar terug. En die Psalm, as jy gaan sien, lees daarvan, hulle het my hande en my voete deurboor. Nou, as ek dit vir jou sê, waarna verwys dit? Kruisiging. Is maklik om. Nou, 1000 jaar terug het dit niks vir hulle beteken nie, want die kruisiging het nie bestaan nie. Die kruisiging het eers hier in die jaar 500 voor Christus, het die Persiese mense dit begin doen, en die Romeine het eintlik eers daarmee begin met so 200 jaar voor Christus. So vir omtrent 800 jaar het die mense Psalm 22 gelees en gesê, maar wat gaan daar so aan? Maar toe Jesus nou op die kom, en hy is daar, en sy hande word deurboor, en sy voete word deurboor, sê hy vir hulle, hierdie Psalm praat oor my. So wonderlike Psalm. So dis die een rede hoekom Jesus hierdie woorde gesê het. Hy wou vir hulle gaan sê, ek is die een wat die profesie vervul, ek is die een vir wie hulle gewag het. Maar daar's 'n ander rede ook. Daar's 'n rede hoekom hy dit in pyn uitgeskreeu het vir sy Vader. Daar's 'n rede hoekom hy dit nie net gesê het, ouens, luister, ek wil gou vir julle iets leer, hierso is 'n Psalm nie. Hierdie was die hartswoorde van sy ervaring op daai oomblik gewees. Wat sin maak, want Psalm 22 praat oor sy ervaring op daardie oomblik. So wat het hy ervaar in daai oomblik? Nou sommige mense glo, wat hierso gebeur het, is dat God het homself losgemaak van Jesus. God het sy rug gedraai op Jesus en weggestap van Jesus af. Dat Jesus moes uitroep en sê, my God, waarom het U my verlaat? 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons geword. So ons sondes, al ons sonde, het op Jesus gekom. En dit was so 'n afskuw vir God gewees, dat hy nie deel kon wees van Jesus en meer nie, en dat hy weggestap het. Dis wat baie mense glo, maar dit kan nie waar wees nie. Nou die feit dat ons sonde op Jesus is, dis natuurlik waar, die feit dat Jesus ons sonde gedra het. Maar dit kan nie waar wees dat sy woorde beteken, dat daar skeiding was, tussen hom en die Vader nie. Want dit beteken ons glo in multiple gode, meervoudige gode, en dis nie waar nie. God is een wese, met 3 persoonlikhede, daai wese kan nie geskei word nie. So wat het gebeur, dat Jesus daai woorde moet gesê het? En daar's vir ons baie leidrade in hierdie teks oor wat gebeur het. Die eerste leidraad is in vers 45. Vanaf die 6de tot die 9de uur, het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. So vir 3 ure was daar hierdie donkerte oor die hele aarde. Nou duisternis was nie 'n sonsverduistering nie.
Baie mense sê dit was 'n sonsverduistering. 'n Sonsverduistering in totaal kan dalk 2 na 3 ure neem, maar die tyd wat daar donkerte is maar 'n paar minute. Hierdie is 'n bonatuurlike gebeurtenis wat gebeur. In Amos 5 vers 8 lees ons, en op daardie dag spreek die Here, ek sal die son teen die middaguur laat ondergaan en die aarde in helder daglig verduister. In die Ou Testament word duisternis so baie keer vereenselwig met God se toorn, God se regspraak, God wat judgment bring in 'n situasie in, sy toorn en sy oordeel. So dis die eerste leidraad wat ons het. In hierdie woorde is deur Jesus gespreek in 'n oomblik van duisternis waar God se oordeel besig is om uitgestort te word. Die volgende leidraad is dat Jesus sê, my God. En is die enigste plek in die evangelies wat ons lees, wat Jesus nie na God as my Vader verwys nie, maar wat hy sê, my God. Elke ander plek praat hy van my Vader. So as ons al hierdie dinge saamvoeg, dan begin dit bestaan, op daardie oomblik het die drie-eenheid nie gebreek nie. God het nie multigode geword nie. God het nie Jesus verlaat nie. Maar vir 'n oomblik was God nie meer sy Vader nie. Hy het nie opgetree as sy Vader nie, maar hy het opgetree as sy regter. Jesus wat altyd in hierdie noue verbintenis met die Vader was, wat alles gedoen het wat die Vader gesê het, wat hierdie absolute liefde het tussen die Vader. Toe op die berg van verheerliking, wat die Vader sê het, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Op daai oomblik was dit nie deel van hulle verhouding nie. Op daai oomblik was dit dat die Here, die regter, die Vader het die regter geword, wat sy oordeel oor Jesus uitsak, wat Jesus nie verdien het nie. Wat ons verdien het. Maar Jesus moet dit op daai oomblik aanvat. Jesus het uitgeroep van die pyn, omdat hy God nie as sy Vader ervaar het nie, maar as sy regter. Kan jy jou indink hoe donker daai 3 ure moes wees? Hoe donker dit moet wees om vir 3 ure gestraf te word vir die sonde van die hele wêreld. Ons verduidelik dit baie keer vir die kinders so. Jy's 'n baie stout kind, en jou ma gee vir jou baie pak slaag. En jou ma sê, ek raak nou moeg om vir jou elke dag pak slaag te gee. Wat ek nou gaan doen is, aan die einde van elke week, gaan ek vir jou 1 hou gee, wat al daai pak slaag insluit. 'n hele week se pak slaag. Na ruk sê jou ma, nee, dit werk ook nou nie meer vir my nie. Ek gaan eenmal 'n maand, ek gaan so afstand ek sal moet so 'n paar tree gee om naby te kom, maar ek gaan vir jou 1 hou gee, wat vir jou die pak slaag van daai maand gaan wees. En later sê jou ma, ek gaan vir jou 1 hou gee wat die pak slaag van jou hele jaar gaan wees. Jesus het in 3 ure die straf van die hele mensdom beleef. Dit is hoekom hy uitroep. Nou die goeie ding is, Jesus se donkerste oomblik is die oomblik wat vir ons lig gebring het. Dis die oomblik wat die prys betaal is, wat ons nooit kon betaal nie. Die enigste rede waarom Jesus dit kon betaal, is omdat hy onskuldig ingestap is. Jy kan nie skuldig instap en die straf vir iemand anders kry nie, jy moet jou eie straf kry. Maar jy kan onskuldig instap en die straf vir iemand anders vat. En dis wat hy gedoen het. Nou lees ons verder in vers 47, waar het sê, toe sê sommige van die wat daar staan, Toe sommige van die wat daar staan dit hoor het hulle gesê, hy roep na Elia. Dadelik het een van hulle gehardloop, 'n spons geneem, dit in suur wyn geweek, op 'n riet gesit en vir hom gegee om te drink. Maar die ander het gesê, wag dat ons sien of Elia hom kom red. As jy Vrydag aand hierso was en jy het geleer die Sweedse manier van om die Bybel te bestudeer, dan gaan dit dalk vir jou nou 3 vrae wat jy in jou vraagblokkie gaan neerskryf. Die eerste vraag is, hoekom het hulle gedink hy roep Elia? Die tweede vraag is, hoekom gee hulle in hierdie oomblik vir hom suurwyn? Hoekom in antwoord dat hulle gedink het hy roep vir Elia, gee hulle nou vir hom suurwyn? En die ander een is, hoekom het hulle gewag om te sien of Elia hom nou gaan red? So die eerste vraag daar is, hoekom het hulle gedink hy roep Elia? Nou, soos ons gesê het, die woord is Eli. So Eli, party van ander vertalings sê Eloi, dis die Hebreëus of die Aramees kan Eli of Eloi wees. En so baie mense sê, miskien was dit baie raserig geweest,
en Jesus se stem was nie meer so sterk nie, want hy was baie swak teen hierdie stadium. So toe hy die woorde sê, toe het hulle nie mooi gehoor wat hy sê nie, toe dink hulle sê Elia. Daar's 'n probleem met daai interpretasie, want die teks sê duidelik vir ons, hy het met 'n harde stem dit uitgeroep en hulle het hom gehoor. So dit kan nie wees hoekom hulle dink hy Elia gesê het nie. Wat ek glo en baie glo dit ook, is dat hierdie 'n voortsetting van die bespotting van Jesus is. Jy sien in die Joodse begrip, omdat dit in die Bybel staan in Maleagi 4 vers 5 tot 6, staan daar dat voor die Messias gaan kom, moet Elia eerste kom. Elia moet kom en dan gaan die Messias kom. Elia gaan die koms van die Messias aankondig en dan gaan die Messias kom. En dis een van die redes hoekom baie mense geweier het om Jesus as Messias te aanvaar. Want waar's Elia? Wys hom vir ons. So hier spot hulle met hom en sê, "Hy shame, kyk, hy's net so groot gemors. Hy roep nou maar vir Elia." Want na Elia gekom het, dan kan die regte Messias nou uiteindelik kom. Dis die bespotting wat hier aangaan. Jy is nie die Messias nie. Die beste wat jy kan doen, is om die een te roep wat die Messias gaan roep. Dis die bespotting hierso. Wat hulle gemis het, is dat Amos se profesie was nie letterlik bedoel nie. Dit was nie bedoel dat Elia uit die dood gaan opstaan nie. Dis 'n simbool vir die werk wat Johannes die Doper vervul het. Jesus self het so gesê. Johannes is die een wat my koms aangekondig het, wat soos die soortgelyke rol as Elia vervul het. So Jesus is die Messias. En Johannes die Doper het gekom om die weg vir hom voor te berei. En dit help ons dan nou ook met die derde vraag. Hoekom het hulle gesê, kom ons kyk of Elia hom gaan red? Dis hulle bespotting met, jy's nie die Messias nie. Die beste waarop jy kan hoop, is dat Elia gaan opdaag om jou te help. En jou uit die pad uit te kry, sodat die regte Messias kan kom. Nou vir die tweede vraag. Waarom in reaksie op die idee dat hulle dink dis Elia, sit hulle suurwyn op 'n spons en gee dit in sy mond? Nou, daar's meningsverskilling. Party mense sê hierdie was iemand wat nou jammer vir hom gevoel het en gesien het hoe in lyding hy was en wou 'n bietjie help. Maar ander, en ek stem saam met hulle, sê dat dis nie om te help nie. Wat gebeur het in 'n kruisiging is dat hulle het baie keer vir die mense suurwyn gevoer om hulle aan die lewe te hou. Om die pyn langer te laat aangaan. Om net daai bietjie skok van die suurwyn en die bietjie verkoeking vir jou siel, laat jy net weer bietjie kan krag kry, sodat jy meer kan ly en meer seer kan kry. En dit maak sin in die lig van Elia. Kom ons hou hom bietjie langer aan die lewe, dat ons kan kyk of Elia hierso gaan opdaag. Spottend met ons koning. Die ironie is dat hulle was net besig om profesie te vervul. In Psalm 69 lees ons, U ken self die bespotting, smaad en vernedering wat ek verduur. Voor U staan al my teenstanders. Bespotting het my hart gebreek, ek is swak, ek het medelee verwag, maar te vergeefs mense om my te troos, maar ek het kon niemand vind nie. Hulle het gif in my kos gesit, en van my dors het hulle my asyn laat drink. Nog 'n profesie wat sê, in daai oomblik, waar Jesus die sondes van die wêreld dra, is die deel van die wêreld besig om hom te spot. Daai oomblik wat hy nie aan homself dink nie, en alles doen vir die mensdom, staan die mensdom aan die kant en nef, spot, spot, spot. Die groot ironie is dat hulle het gesê, ons gaan wag vir Elia, jy is nie die Messias nie. En hulle gaan lank wag, want hy is die Messias. Die ander ironie is, ons gaan hom aan die lewe hou. Nee, hy het nie julle nodig om hom aan die lewe te hou nie. Hy gaan opstaan uit die dood en hy gaan vir ewig leef. So in die midde van hulle spottery, die spotters het nie oorwin nie. Jesus het opgestaan. Dan kom ons by vers 50, waar hy sê, een te ver. Toe het Jesus weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Jesus, dis 'n baie belangrik ding om te verstaan oor die kruisdood. Hulle kon nie Jesus doodmaak nie.
In Johannes lees ons, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit my eie wil neer. Hulle kon hom nie doodmaak nie. Dit is hoekom ons glo, Jesus het meer pyn ervaar as wat enige mens ooit ervaar het, want enige ander mens sou teen hierdie stadium al dood gewees het. Jesus het meer fisiese pyn ervaar, Jesus het meer emosionele pyn ervaar, Jesus het meer geestelike pyn ervaar, en toe die werk gedoen is, toe kon hy sê, dis klaar. Nou hier lees ons dat hy sy asem uitgeblaas het. Die ander tekste sit nog 'n paar ekstra woorde in wat Matteus nou nie neergeskryf nie, en dit gaan ons nou oor die volgende 3 jaar nog na kyk. Maar in hierdie stadium kan Jesus sy lewe neerlê, want die werk is gedoen. Die prys is betaal. Hy het in ons plek voor die Vader gaan staan as 'n regter en die straf gekry wat aan ons behoort. Nou, dit is die einde van ons teks vandag, maar dis nie die einde van die storie nie. Vandag vier ons dat die kruisstorie nie op 'n kruis geëindig het nie, maar met 'n leë graf. Jesus het die prys betaal, maar meer is dit, hy leef weer. Ons gaan nie na Jesus se graf toe om hom te vier nie. Ons gaan na sy tempel toe. En ons is sy tempel. Ons kom by mekaar en in ons is die herdenking van wie Jesus is. In wat hy in ons en deur ons doen, dit is die teken dat hy leef. Dit is die teken wat ons in die wêreld uitvat en moet uitvat om vir mense te sê, my Jesus leef. Terwyl Jesus daar gesterf het en dit vir ander gedoen het die mense daar gestaan en hom gespot. Nou die goeie nuus is, baie van daai mense wat daar gestaan het en deel van die spotters was, het 'n rukkie later, toe die gees uitgestort is dit dieselfde mense wat in Jerusalem saamgekom het en gesê het, kruisig hom, het 'n rukkie later, toe die gees uitgestort is, hulle knie gebuig voor hierdie Jesus. Is dit nie die beste nuus nie? Jy is nooit so ver weg, dat die Here jou nie meer kan kry nie. Jy kan die spotter van Jesus wees, in die oomblik wat hy vir jou sondes betaal, maar dis nie klaar met jou nie. Daar is nog hoop. En dis die goeie nuus in die tyd waarin ons leef, om hierdie boodskap in die wêreld in te vat, om te sê, dit maak nie saak wat jy tot op hierdie stadium oor Jesus gedink en geglo en gealles het nie. Maar as jy by daai punt kom, wat die Gees in jou hart begin werk, en jou begin beweeg om te besef, ek dink ek is verkeerd oor hierdie dinge, en jou oë begin oopmaak oor die waarheid, dan is daar nog tyd en daar is nog kans vir jou ook om jou knie te buig. En dis die goeie nuus. Die goeie nuus is God, wat in beheer is van alles. Hy het alles gemaak, hy het ons gemaak en ons het gesondig. Deur Adam en Eva en elke persoon daarna het ons gesondig en ons verdien die hel. Maar Jesus het aan die kruis betaal. Hy het in daai oomblik van duisternis God as regter beleef om die prys te betaal, sodat ons die knie kan buig in vergifnis en in geloof en vergewe kan word deur hom en nuut gemaak kan word en sy kinders kan word. En dat hy eendag weer gaan kom. Vandag is die tweede beste nuus van Christendom. Die beste nuus is hy kom weer. Die beste nuus is hy kom weer om alles nuut te maak, om alles heel te maak en dat ons vir ewig in perfektheid saam met hom kan lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie reddingsplan wat U uitgedink het toe ons nie enige plan kon uitdink om onsself te red nie. Dit is so waar dat die Ou Testament is so verhaal van menslike onvermoë om hulle self te red. Menslike onvermoë om in te tree en as verlossers op te tree. En Here, toe kom U self. Toe kom U self as mens om 'n perfekte lewe te lei en daai prys te betaal. Here, ons wil regtig vandag in diep nederigheid en in dankbaarheid voor U kom. En sê dankie dat U gedoen het wat ons nie kon doen nie. Ek dink nie ons kan ooit indink wat in daai 3 ure met U gebeur het, toe die ons straf op U gesit is nie. Here, maar U het dit gedoen. U het dit gedoen uit liefde vir ons. Here, so ek wil bid as daar vandag mense hier is wat nog deel is van die spotters van Jesus. Wat nog dink hier is alles stories en mites en is net ou dinge wat mense opgemaak het as 'n krik om mee te loop. Here, dankie dat die Heilige Gees vir ons harte oopmaak, dat ons kan uitroep, Abba Vader, U is die Koning, U is God.
Dankie Jesus, dat ons nie hoef te wonder of hierdie dinge gebeur het nie, maar dat ons weet, U het betaal en U lewe weer en U kom weer. So Here, laat hierdie waarhede, Here, laat hierdie nabyheid wat ons met U beleef, ons krag gee om elke dag in te stap. Nie vir ons eie doel en ons eie wil en ons eie dinge nie, maar in U voetspoor om daardie wil en daardie goeie dade en daardie dinge waarvoor U ons gemaak het uit te leef in hierdie wêreld. Here, dankie vir alles wat U gedoen het. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.